Hallo, my naam is Janine van die Kerk van Radio Kansel. Ons is by die tweede laaste vrug van die Gees, nederigheid. En Jesus het my so beïndruk met hoe hy gewys het dat nederigheid is verseker nie patetiesheid nie. Dit is magtige nederigheid, want hy is die koning van die heelal. Hy het gesê en 'n heelal het verskyn want hy wou dit daar hê. En dan kom hy en Filippense 2 sê spesifiek dat hy die gelykheid aan God het hom nie gekeer nie, dat hy homself verneder het, aarde toe gekom het, in die gestalte van 'n slaaf en gehoorsaam was tot die dood toe op die kruis. Sy nederigheid het ruggraat en kan alles en almal lief hê en dien. En hy was so doelbewus daaroor om dit vir ons te wys. Toe hy spesifiek op sy knieë gaan en sy disippels se vuil voete gewas het, 'n voorskoot aangesit het om dit duidelik te maak, ek kom as 'n slaaf, as 'n dienaar en ek doen die vuilste job van hulle almal. En op sy knieë het hy vir hulle verduidelik, as jy wil eerste wees, moet jy laaste wees, 'n diensknegt van almal. Selfs toe hy in Jerusalem ingegaan het, hy gaan in Jerusalem in as koning, as profeet, almal sê Hosanna, hulle wil hom oplig, hy kom op 'n donkie, die een met die kruis op die rug. Hy maak hierdie punt dat nederigheid is vir hom belangrik. Spreuke sê dis die nederiges wat opgelig word en dis sy nederigheid wat dit vir my moontlik maak as 'n gebroke mens wat foute maak, om foute en al na hom toe te gaan en te sê Here, help my, en ek het dit al gedoen. Wat jy voor hom staan en sê, Here, ek kan nie hierdie versoeking oorkom nie. En dan kom hy nie met hierdie weerligstraal en sê, sies, hoe durf jy nie? Wat jy sou dink 'n trotse God sou doen. Hy verdien, en hy is so rein en hy is so heilig. Mense sou net dink hy verdien beter en dat hy dit sou weet, maar nee. 'n nederige God het niks om te bewys nie en vir hom is die verhouding die belangrikste. Hy sê, kom my skat, kom ons werk hier aan, ons werk hier weer terug. Geen sonde gaan my skei van jou nie en jou skei van my liefde nie. Dis hoekom sy liefde so indrukwekkend is. Hy het die reg om so trots te wees en hy sê, nou wys. Nou môre gaan ons praat oor daai gevolg van die trots. Maar eers wil ek een laaste skrif gou met jou deel. Matteus 11 vers 29 sê, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig en julle sal rus vind vir julle siele. Want daar is rus in 'n gebrek aan trots. Daar's rus in nederig wees, 'n vryheid. En dis hoekom daai trots iets is wat ons so moet aanspreek en ons sal dit môre doen. Tot dan, kom ons gaan hardloop.